Wil ons staan op onze bene en die Here 'n prys gee, president van die Here. Van Dawid skryf en hy sê dat as dit nie was vir die hulp van die Here nie, as dit nie was vir die Here, wat het ons verlos dit nie, as dit nie was vir die Here. Jy sien en baie kere misverstaan ons die hulp van die Here. En baie kere klap ons net ons hande omdat ons ons hande moet klap. Maar nou kom die Here na die mense toe in die boeke van Openbaring en hy sê maar dink hoe ver die gevalle president van die Here. Hy maak 'n verskyning aan Moses en hy sê vir Moses gedink aan die tye toe julle dan in die woestyn gewees het. So ek wil net moet wees so maar gee die Here so nog 'n prys. Gee die Here 'n prys vir jou maat wat die Here toe moet kom. Gee die Here 'n prys vir jou kinders wat reg moet kom. Gee die Here 'n prys vir jou saak. Gee die Here 'n prys omdat hy goed is. Gee die Here 'n prys, gee die Here 'n prys. Halleluja, terwyl ons op die musikant tot net so aan te sit tot ons op sy sitplekke vat. Jy sien, ons moet verstaan. Ek gaan baie kort is, maar wil ons moet verstaan wat dit beteken om die Here te prys. Jy sien, en toe die volk, man, van die Here, toe die volk sien, hulle is besig om te verloor. En die volk sien dat ons kan nie ingaan. Ons kan nie na die belofte land toe gaan nie. Want daar is 'n berg voor ons. Come on. Woo! En die berg was die mure van die Jordaan. En toe hulle 7 keer rondom die mure gemaak van die Here. Come on. En hulle begin prys die Here. En hulle begin roep na die Here. Toe kan die mure nie meer nie. En die mure het geval. Ek weet nie wat jy vis nie. Ek weet nie wat jy dier maak nie. Ek weet nie wie dier nou as nie. Maar as jy God prys in die atmosfeer. Ek weet nie hoe klein jy as jy moet God prys. Ek weet nie wat die titel nie het nie. Jy moet God prys wanneer ons jy God nie. Want dit is die Here wat jou daar het. Nou kom Paulus en hy skryf en sê, maar ek leef van die Here nie. So jou eie kan, maak nie saak van die Here nie. Die Here kan klappe opbrug om te prys is niks. Die Here kan die klappe opbrug van die Here. Maar ek wil begroet in die onveranderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Nou, die het ons manier is, maar net ek wat die manier het. Eerstens begroet ek die Heilige Gees, president van die Here. Want as dit nie was vir die Heilige Gees, wat sou ons wees? Job skryf en hy vra, maar wat sal gebeur as die Here sy Heilige Gees van my afwegneem, president van die Here? Dit is dieselfde Heilige Gees toe die Here neerdaal en hy plaas sy Gees in Adam, was dit die Heilige Gees, president van die Here, wat lewe gebring het. En dan wil ek die raad, ek ken nie al die ampe nie, voorzitter, karsitter, ek ken nie goed nie, maar ek begroet nie in die onveranderlike naam van ons Koning Jesus Christus en elke mens wat gekom het, wees begroet in die onveranderlike naam van die Here. Nou dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor die followers nie, maar ek sit by die huis en ek sê, Here, align me met die purpose. Jy sien, ek baie keer wil ons guns sê, maar ons wil die werk en die guns aan die ex-persoon nie. Baie keer wil ons in die deurbraak, ja, maar ons vraag oor die Here, Here, align me met iemand anders se purpose. Want toe dat Jesus Christus van die berg afkom, en hy gelees die man van Melaatse, antwoord hierdie man en hy sê vir die man, moet van niemand sê dat ek het gedoen het nie. En ons lewe in 'n dispensasie dat almal moet weet wat ek kan doen. Ons lewe in 'n tyd waar as ek jou genees moet almal weet. Wie het jou genees? Nie die Here nie, ek het jou genees. En dis waar ons so jong mense kom val. Dis waar die kerk kom val. Because ons raak verloor aan popularity. Maar nou kom die Bybel en hy sê die een hand moet nie weet wat die ander hand doen nie.
Wat jy doen in private sal God jou verlig in die openbaar. Maar omdat jy nou gesien word in die openbaar, nou kan jou deurbraak kom. Come on. Ons wil gesien word. As ek die preek hier, gaan die kerk nergens. As ek die sonde toekom, gaan die gees van die Here nie down. Dit gaan oor ons. Die man leer aan die bad van Bethesda om klaar te maak. En een probleem wat ek het, almal het siekte aan die bad van Bethesda. Come on. Almal het pyn aan die bad van Bethesda. Maar nie een van hulle dink om mekaar te help nie. En nou maak hierdie man 'n verskoning en hy sê, Here, elke keer wanneer ek in die bad wil spring, dan is daar iemand wat my voorspring. Ja. Kan ons dan nie vir iemand anders sy deurbraak gee nie? Hoekom wil jy alles net jou hê? Maar jy wil nooit hê die Here moet jou gebruik om iemand anders te sien. Jy wil altyd 'n stap in blok is in iemand se pad. Maar jy wil nooit die ek wees na iemand se glorie toe. Come on. En nou kom die Bybel en hy sê, maar my volk gaan ten gronde. Weens 'n gebrek van kennis. Van die volk verstaan nie, dat wanneer ek jou help, gaan die Here my optel. Dat wanneer ek vir jou deurkom, gaan die Here vir my 'n deur oopmaak. Dat wanneer ek vir jou kos gee, gaan die Here dit na my nageslaan. En nou is ook 'n gangster. Nou is ook 'n tikkom. En die vraag, Here, wat ek gesondig. Maar min weet ons, soms van ons sonde op ons nageslaan. Omdat ek jou terughou dit, gaan iemand anders my kind terug. Dit gaan nooit na jou toe kom nie. Dit gaan nooit na jou toe kom nie. Jou pyn gaan nooit na jou toe kom nie. Soms kom dit, maar die eerste kom na jou kinders toe. En nou verstaan jy hoekom is ek so nie. En nou het dit 'n negatiewe impak op ons jong mense. En nou verstaan ons kinders nie, hoekom groei hulle so op nie. En nou verstaan ons kinders nie, hoekom gaan ons deur wat ons deur moet maak nie. Maar dan vergeet ons, dit is ja by die musiek, dis die woord van God, dan vergeet ons, wat ons gedoen het, aan ander mense. En wat die doen aan ander mense, kom altyd terug na jou toe. Wat die doen aan ander mense, kom altyd terug na jou toe. Maar ek wil klaarmaak met Filippense 4 vers 13. Dis 'n skrif wat ons almal ken. Paulus kom tot die besef. En hy sê, maar ek is tot alles in staat. Hy sê nie, ek is tot in staat om 'n kar te kry nie. Hy sê nie, ek is tot in staat om 'n werk te kry nie. Maar hy sê, maar ek is tot alles in staat. So ek kan 'n werk kry, ek kan 'n kar kry, ek kan alles kry. Want die Bybel sê die aarde en die volle daarvan behoort aan die Here Jesus Christus. En nou kom Paulus en hy sê, maar dis die Here Jesus Christus wat my daar die krag gee. En nou kom die Bybel en hy sê, maar aan die jonges lê die krag. So Paulus verstaan, maak nie saak hoe jong ek gewees het nie. Die krag was altyd daar. Maar ek het dit nooit raak gesien nie. Ek het nooit gesien dat ek in my omstandighede verander nie. Ek het nooit gesien dat ek het praat met 'n muur nie. Ek het nooit geweet dat die woord van die Here sê dat die wie op die Here wag, kry nuwe krag. En op wanneer my krag klaar raak, dan hardloop ek na ander mense toe. Maar nou kom Paulus Kiano en hy sê, maar ek is tot alles in staat. Die Here wat met die krag gee. En ons hou van die Bybelversie. Jy moet hou van die Bybelversie. Maar die vraag is, waar vandaan nog kom die krag? Jy sien, lei aan evangelis. Ek is waar. Ek het nie nou al, sal optel nie. Volk van die Here, ek het nie 20 push-ups maak. Ek kan nie. Ek breek. Ek breek aan die Here. Maar wat moet ek doen om 50 push-ups te maak? Ek moet exercise. So in ander woorde, ek moet seer doen.
drukke. Jy kan nie afgaan in die grond en sommer net vol gaan aan. Jy goed moet verbrand voel. Jy maar alles, ek kan nie alles maak met kry hier in die lewe nie. Ek moet deur 'n proses gaan waar ek geskroei gewees het. Van Jesus Christus, daarom kom Paulus en hy sê, as die Jesus Christus al met daardie klagte, van Jesus Christus was die symbool geweest. Hy het nog gewys vir 'n losom kom met pyn. Come on. Hy het nog gewys vir vrede. Kom met pyn. Van die Bybel sê van julle sal 'n seun gebore word. Maar verder gaan hy sê, maar hy sal geskaap gelei word. Hy slag baie toe. Maar hy goeie moeder. Wanneer die wêreld sal julle dan moeilik het. Maar ek het die wêreld oorwin. Ons wil nie seer kry nie. Maar jou deurbraak lê in die seer kry. Ons wil nie deur harde tye gaan die man van die Here. Ek wil op my knieë gaan en ek sê die Here, 'n loaf brood dan moet ek sommer net lê. Ek kan bid 'n TV Here. Met die Here, bring nou 'n kar en val hy so met die lug. Come on. En nou kom die Bybel en sê, maar die werk is al die eet. So as jy die goeie vrugte wil eet van die belofte land nie ken ver. Jy kan nie dieselfde aangaan in 'n nuwe seisoen nie. Ek kan nie. Hoe kry jy dit reg? Om dieselfde, jy verwag met my mentality wat ek nou het, met my vriende wat ek nou het, met die mense wat ek myself nou mee omring, moet ek dieselfde seisoen ingaan. Maar every season is possible. Maar wat van my vriende werk nie vir my. Ek deel hierdie ding met die man van die Here terwyl ons ry in die karre. Ek sê vir hom, wanneer jy 'n spysop kry, staan die spysop regop. En daar is dinge wat die spysop vashou. En vir hy spysop om te lons in die atmosfeer. Moet hy dinge wat hom vashou en met hom weggebreek word. Soos dinge wat die Here nie wil hê moet by my passeer. Daar is vriende wat nie vir my passeer. Daar is dinge wat nie pas by my deurbraak nie. En nou kan ek dit nie kry nie. En daarom moet jy seer kry. Want dit is nie maklik van rocket om weg te breek. Om weg te breek is nooit maklik nie. Maar ek los die stukke agter wat jy deurbraak nodig het. En nou wanneer hy in die lig is van die Here. Sou nie wanneer hy in die lig is. Nou is daar nog 'n stuk wat afval. En baie kere dink ek, omdat ek die mense agtergelos het in die laaste seisoen. Ek moet met die twee wat ek het, saam gaan. Maar nou kom die Bybel terwyl Jesus aan die tyd van Getsemane was. En hy vang nie al die disippels saam nie. Van al die disippels verstaan nie wie hy was nie. En op die plek gaan, toe vat hy net drie saam. Want nie allemaal kan sy glorie sien. Come on. Nie allemaal het die gewag om jou glorie te dra nie. Nie allemaal moet jou deurbraak vashou nie. Nie allemaal moet saam jou in die nuwe seisoen gaan nie. Want nie allemaal se water is gevat nie. Want nie allemaal se water is skoon nie. Want daar is drinkwater. En nou kom die Here en sê, maar rondom julle is soek. Rondom julle is swakkes. Sy kan hoe vir my sê, sy was lief vir my. Van Judas sin. Die daarvoor haar. En hy vraag, wat staan jy dan? My broers en ek wat nog geskryf, jy weet as jy. Hey broer, jy weet jy my vir af wat jy vraag. Bekeer jou. Simon Petrus sukkel op vis te vang. En hier kom die leidsman. Die herder verskyn aan Simon Petrus.
jou beter is. Baie kere help ons mense in die veld, maar wanneer hulle in dieselfde tafel kom waar ek en jy is, dan verraai hulle ons. En dan vergeet hulle, wat het hulle gehelp om hier te kom. Vader, ek kry my baby. Ons vergeet. Boeta, ek het jou gehelp. Die Here het deur my gewerk om jou te help. Om jou te kry langs die tafel waar ek is. En nou dink jy omdat die samelangstafel is op my level. Daarom kon hulle die Here verraai. Want hulle het gedink hulle is op hom level. Omdat die Here nie gekom het met die mooi klere nie. Omdat ek nie gevaarlik klaar nie. Dan jy is op my level. Omdat ek nie kan hê nie. Dan jy is op my level. Maar jy is gesit op die veer. Jy is gesit op die veer. En jy is lang gevat. Jy het veel gevat. Jy het my siel apatie. Jy het veel gevat. Jy het my siel apatie nou. Man van die Here, hulle dink omdat jy rooi aan het, ek het rooi aan, ek het meer gevat aan die, maar dit is experience wat tel. Want ek het die rooi jy moet gesteel, maar jy het gekoop en hart verdien te geld. Ek red jou in die veld, maar langs die tafel verraai jou. Come on! Omdat jy dink ons is op diezelfde level. Nee, Boeta, waar was jy 3 uur, wanneer ek verskrik voor die Here? Waar was jy? Toe ek ons uitskreeu. Waar was jy? Toe ek ons verloor. Waar was jy? Kyk na die muur toe. En wys my jou rug. Dat ek die slote kan sien. Som van die mense het geen slote met hulle rug nie. En daarom is hy lang opvind. Nie bedank lees hom. Hy dank omdat hy 'n koning is, hy is 'n God. Hy dank omdat hy 'n goue beker uitdrink. Hy is groter as die Here. Maar nou kom die Here en hy sê daar is geskrywe teen die muur. Jy is op 'n weerskaal gesit. Jy is op 'n weerskaal gesit. Jy moet gewag kry. Jy moet gewag kan dra. Maar die realistiese dinge beweeg nie my nie. En die gewig. En baie keer doen hierdie ding. Jy dink omdat die ver oor is as ek dra die gewig. Maar Jesus Christus, 12 jaar